Ons keer vandag terug na die skrifdeel wat ons nou al verskeie kere bestudeer het, naamlik Romeine 1 vers 16, so ons het nou al verder as vers 16 gegaan, maar ons keer terug na Romeine 1 vers 16, en ek wil weer vandag daarop fokus. En dit is dan die skrifdeel wat ook op die bulletin is, die eerste verse. Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Nou sedert die eerste bestudering van die teks, 3 maande gelede, het ons hierdie vers en die res van die hoofstuk verskeie kere daarin gedelf. Want op hierdie manier verkry ons bepaalde insig. En dit gee vir ons insigte om terug te keer na sekere tekstdele van tyd tot tyd. En dit is hoe dit met God se woord werk. Dit is voortdurend veranderend. En dit is dan, alhoewel dit nie veranderlik is, in die sin dat dit vas is en gegewe is, vir ons wat dit bestudeer, gebruik die Here dit op verskillende maniere om vir ons insig en verstand te gee. Nou toe ons met vers 16 begin het ons gesien dat Paulus se verklaring dat hy hom nie vir die evangelie van Christus skaam nie, inderwaarheid die grondliggende gedagte, nie net van daardie perikoop, daardie deel is nie, maar eintlik van die hele Romeine brief. Dit is waaroor die hele Romeine brief gaan, waar Paulus sê, hierdie evangelie van Christus Jesus, ek skaam my nie daaroor nie, maar dan gaan hy op 'n kragtige manier te werk, om deur die res van die brief te wys, hoekom hy hom nie daarvoor skaam nie, en hoe dit in die lewe van die gelowige inwerk. En Paulus se hele skrywe, en hierdie paragraaf in besonder, sentreer rondom hierdie stelling, en dit word dan dwars deur die brief verder uitgebou. Nou, dit is 'n vreemde gedagte. Het is absoluut vreemd, dat iemand hom vir die evangelie sou skaam, en ons sou by die eerste daaraan dink, maar hoekom sou iemand hom daarvoor skaam? En hoekom sou Paulus hom so spesifiek uitspreek, dat hy hom nie skaam nie? Met ander woorde, daar is dan mense, wat hulle wel skaam, en waarna verwys hy, en hoekom stel hy dit so sterk? Maar hierdie hele gedagte van die skaam oor die evangelie, kom verskeie kere in die Bybel voor. Dit het byvoorbeeld in Jesus se stelling in Markus 8 vers 31 het dit voorgekom, Markus 8 vers 31 tot 38. Ek lees dit. Markus 8 vers 31. Toe het hy, dit is nou Jesus, hulle begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. Dit is wat Jesus vir hulle gesê het, gaan gebeur. En hierdie woorde het hy voluit gespreek, sonder om doekies om te draai. En Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar Jesus het hom omgedraai, en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê, gaan weg agter my, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense. Met ander woorde, Petrus, jy verstaan nie wat jy doen as jy my bestraf nie, want jy skaar jou aan die kant van die wêreld. En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, nou vir die skare, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal dit 'n mens baat, as hy die hele wêreld win, en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee, as losprys vir sy siel? Vers 38 dan. Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam,
in hierdie owerspelige en sondige geslag, in hierdie wêreld. Vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. So hier sien ons, dit is 'n werklikheid, dit is 'n geloofswerklikheid, dat daar reeds in daardie tyd, selfs te midde van Jesus en sy prediking van die koninkryk wat kom, sy koninkryk wat kom, God se koninkryk wat kom, dat daar mense is wat hulle geskaam het vir daardie evangelie. Maar Christus stel dit baie duidelik, as iemand hom skaam vir die evangelie, vir die redding wat hy gekom het om te voltrek, en ook die prys wat hy gekom het om te betaal, indien iemand hom daarvoor skaam so iemand hom vir die krag tot redding vir elkeen wat glo. Hy betwyfel of hy beskou dit as gering wat Jesus gekom het om te doen. En hy verstaan nie die redding wat Jesus gekom het om te voltrek nie. So iemand skaam hom, het ek gesê, skaam hom vir die krag tot redding vir elkeen wat glo, waarin die geregtigheid van God geopenbaar word, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar Jesus het gekom om sondaars te red en van hulle gelowiges te maak, daardie geskenk van die geloof te gee, soos wat die Efesiërs dit vir ons stel. Maar is dan mense wat hierdie geskenk, wat die gelowige ontvang, wat dit gering ag. So 'n persoon verwerp is vir Christus, en hy verwerp die reddende geloof, wat alleenlik in Christus is. En ons het aanvanklik gesing oor die almag en die krag en die alwysheid van God. En dit is sy genadige redding wat verwerp word, wanneer ons daarvoor skaam. Met ander woorde, die boodskap wat God in Jesus gespreek het, toe Jezus na die aarde gekom het, om sy sending te voltooi, naamlik om redding te bewerkstellig, volgens God die Vader se plan. Dit is wat verwerp word, en ons moet dit verstaan. Dis nie maar net, ek sien die kerk, ek sien die gelowiges, nee wat, hulle is niks om ernstig oor te neem nie. Dit is nie nodig om hulle ernstig op te neem nie. Maar ons moet verstaan, die boodskap wat verwerp word, is die boodskap van die boodskap van die almagtige God, wat sy seun gestuur het om redding te bewerkstellig. En dan moet ons verstaan, ek het net nog na die hervorming verwys, dit is presies waaroor die hervorming gegaan het. Hoe word mense gered? Op grond waarvan? Redding alleenlik. Nie iets anders nie. Nie die bywoon van kerk, nie die bywoon of die nakom van tradisie, nie enige ander geskrifte as die woord nie. Nie die nakom van rituele, oprig van geboue en artefakte en klede en sulke goed. Niks van daar nie. Redding alleenlik, deur geloof alleenlik in Jesus Christus alleenlik. En daarom het ek al soveel keer gesê, dit maak nie saak waar gelowiges by mekaar kom. Of het op die sandvlaktes van die Kalahari is, of op die sneeuvlaktes van Groenland nie. Daar waar gelowiges by mekaar kom, daar is die kerk van Jesus Christus. En dan is dit vir my skreiend om te sien, hoeveel geld word bestee aan die oprigting van geboue, en aan die versiering daarvan, wat niks op aarde met die redding in Christus te doen het nie. Waar het die kerk sy spoor byster geraak, dat hulle in hierdie soort ding verval het, geliefdes? En of ons nou hier sit of daar buite, as die evangelie verkondig word, is ons die kerk van Jesus Christus. Daarom sê ek weer, kyk gerus na daardie uitdeelstuk oor die Rooms-Katholieke, en sien net hoe ver het verskil ons van hulle, hoe ver het God deur die hervorming die kerk beweeg, om weg te draai van die Katholieke af. Goed, ek wil die vraag vra,
Wat word dan presies bedoel wanneer gesê word, ek skaam my nie vir die evangelie nie? En ons moet verstaan dat ons die antwoord kry in die groter prentjie van die Bybel. In die groter prentjie van God se openbaring aan die mens. En daarvoor wil ek na die evangelie van Johannes gaan. Blaai gerus na die evangelie van Johannes, ons gaan na verskeie verse kyk. Johannes 1. Kyk hoe Jesus geopenbaar word. Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hoe is dit moontlik dat mense kan sê, nêrens beweer die Bybel dat Jesus ooit as God beskryf is nie? En daar is sektes wat hier in ons dorp funksioneer, wat rondloop en sê, in hulle Bybel staan daar, en die woord was 'n God. 'n God. En dis waar hulle hele teologie bou. Maar die woord is baie duidelik, as ons na die oorspronklike tekste toe gaan, na die Grieks, dan sien ons, die woord was God. Geen twyfel daaraan nie. Blaai nou na vers 14, kyk na vers 14. In vers 14 waar verwys word na Jesus se koms na die aarde. En die woord, met ander God, het vlees geword en het onder ons gewoon. Of sommige vertalings sê, kom woon, dis ook reg. En ons het sy heerlikheid aanskou. Ons het gesien wie hy is. Ons het sy wonderdade aanskou. Ons het sy wonderbaarlike lering gehoor. Ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom. Dit was 'n boodskap van God en van God alleen, vol van genade. Hoekom? Dit getuig van redding en waarheid. Die enigste bron van redding is Jesus Christus. So, Jesus is met ander woorde God se openbaring van God aan die mens. Jesus is God se openbaring van God aan die mens. En dit is presies wat ons in Hebreërs 1 vers 1 bevestig kry. En julle ken hom al goed, maar kyk gerus weer na Hebreërs 1 vers 1 en 2. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het, tot die vaders deur die profete, maar hy verwys het na die Ou Testament, hoe God met Israel omgegaan het, maar ook hoe God deur Israel 'n boodskap aan die wêreld gebring het. Glo my geliefdes, dat hoe God ingegryp het in die geskiedenis van die mensdom, dink byvoorbeeld deur die vloed wat die hele aarde verwoes het, behalwe daardie 8 mense wat uitgekies is, het die wêreld kennis geneem daarvan. God het op baie maniere tot die wêreld gespreek. Die verwarring wat by die toring van Babel plaasgevind het, die verdelging van Sodom en Gomorra. God spreek op besondere maniere tot die wêreld deur wat hy doen of wat hy dan toelaat. Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Nou, hier sien ons dat Jesus se koms was God se openbaring oor wat sy wil vir die mens is. Die blye nuus, dis wat die woord evangelie beteken, hè? Die blye nuus is dus die verklaring deur God, dat die redder en die redding wat hy beloof het, reeds daar in Genesis 3 vers 15, waar hy gesê het, ek gaan 'n redder stuur, dat daardie redder gekom het in die persoon, die wese van Jesus Christus.
En hier is nou die implikasie hiervan, geliefdes. As die evangelie dan iets is waarvoor jy jou skaam, dan is dit 'n verwerping van God se reddende genade. En nou wil ek vir julle sê, ook in die lig van die vorige lering wat van hierdie kansel af uitgegaan het, dat dit nie net die wêreld daar buite is wat hulle vir die evangelie skaam nie. Dat nie die man op die kruis kan aanvaar as die redder deur God gestuur nie. Wat nie sy opstanding uit die dode op die 3de dag wil aanvaar as die waarheid nie. Wat nie sy hemelvaart wil aanvaar as die waarheid nie. Wat nie die uitstorting van die Heilige Gees wil aanvaar as die waarheid nie. Dis nie net die wêreld daar buite wat dit nie wil aanvaar nie. Maar ongelukkig is daar, soos wat ons reeds verskeie kere gesien het, is daar ook groot dele in die kerk van ons dag, wat ook van hierdie waarhede verwerp. Dat daar kerke is wat sê dat die maagdelike geboorte van Jesus Christus nie essensieel vir ons geloof is nie. Of dat die liggaamlike opstanding van Jesus Christus nie essensieel vir ons geloof is nie. Dit is om jou te skaam, want jy wil nie erken dat jy in hierdie wonderwerk van God glo nie. Jy's te skaam om te sê, ek is hierdie wonderlike, geleerde, gekunstelde mens, ek is vernaam in die wêreld, ek is nie naïef nie, ek glo nie heeltemal daardie stories nie. Dit is om jou te skaam vir die evangelie, want dit is inherent deel van die evangelie van Jesus Christus. So die skaam is nie net buite in die wêreld nie, die skaam is ongelukkig ook in dele van die kerk. En in daardie opsig is dit dan nodig. En dan is ons bly daaroor dat ons sien dat daar wel gemeentes is wat standpunte inneem en sê, maar ons glo in die eerste plek dat die woord van God sy geopenbaarde waarheid is, dat die Bybel God se woord is, en ons glo onherroepelik in die waarhede wat daarin vasgelê is. Dit gebeur dat daar gemeentes is wat sê, ons kan nie met die hoofstroom saamgaan wat hierdie waarhede verwerp nie. En ons moet bid vir daardie mense en bid vir daardie gemeentes, geliefdes. Want wat inderwaarheid nodig is dat daar weer 'n hervorming moet plaasvind wat vir die kerk sê, terug na die waarheid. En die waarheid is God se woord. Daar is nie ander nie. En ons sien in Paulus en in sy geskiedenis, kan ons dit baie goed verstaan, dat hy dit so rondborstig stel, dat hy hom nie vir die evangelie skaam nie, want dit is die krag van God tot redding. En hy skaam hom nie daarvoor nie, want dit was die krag tot redding in Paulus se lewe, op 'n baie kragdadige manier. Maar soos dit die krag in Paulus se lewe was, so is dit ook die krag in elke gelowige se lewe. En al was ons bekering dan nie so dramaties, of selfs traumaties dan, soos by Paulus nie. Geliefdes, ons moet verstaan, dit was God se reddende krag, wat daar aan die werk was, wat aan ons lewens gewerk het, om ons tot redding te bring. Ons moet dit verstaan, en ons moet dit erken, en ons moet dit bely. Want die evangelie gryp die een wat gered word, wat deur God gered word, aan die hart, hy gryp hom aan die hart, en hy word gered omdat God in sy lewe gewerk het, om sy behoefte aan redding en aan 'n redder aan hom te openbaar, of om te sê, kyk na wat ek van jou vra, het jy die heiligheid om voor my te kom staan?
kan jy in my teenwoordigheid kom? En dan verstaan die op daardie stadium nog ongelowige, nee, hy het nie. Maar God is besig om in hom te werk deur sy woord en deur sy gees, en dan kom hy tot 'n besef, maar hoe kan ek in God se teenwoordigheid kom? En dan sê God se woord, hy het die redder gestuur. En die redder is Jesus Christus. Dit is alleenlik deur hom dat jy voor hom kan staan. Daarom sal 'n ware gelowige hom nooit ooit skaam vir die evangelie nie. Want dit sal wees soos om jou eie ligpyp toe te druk. Om jou van die lewende suurstof te ontneem. Dit is ook hoekom Jesus in Johannes 14 vers 6 gesê het, ek is die weg en die waarheid. Watter waarheid? Die waarheid van redding en die lewe. As jy die ewige lewe wil hê, kry jy dit by my alleenlik. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. En vir die ware gelowiges, geliefde, is dit waar. Dit is waar volgens sy lewe. Dit is waar volgens hy sy lewe inrig. En hy sal hom nooit, ooit daarvoor skaam nie. Nooit nie. Ek het reeds genoem, in God se woord is daar verskeie kere wat daar na die skaamte oor die evangelie verwys word. Maar kom ons kyk net weer vinnig by wyse van herinnering, wat beteken skaam. Die Griekse woord vir skaam is epaiskounomai, wat beteken om skaam te wees oor iets of iemand. Om gevoelens van skaamte of skuld of vernedering daaroor te koester. En as ons dit dan toepas, dan beteken dit in Romeine 1 vers 16, om 'n gevoel van skaamte of skuld of vernedering te hê, want jy ontken die kruisweg van Christus en sy sterwe aan die kruis en alles wat daarmee saamgaan. Om jou te skaam vir Jesus aan die kruis van Golgotha. Dit was in daardie tyd die skandelikste dood wat iemand kon sterf. Maar vandag is dit eweneens vir die ongelowige 'n ondenkbare idee. Maar net om dit ook binne perspektief te stel, onthou ook Paulus. Paulus waarna ons net nou gekyk het. Paulus wat ook later by die vuur skaam was vir Jesus Christus. Nie net daar waar hy Jesus betug het en sê, moenie dit sê nie. Dit was alreeds, Petrus. Dit was alreeds Petrus wat daar al 'n mate van skaamte getoon het. Maar Here, U is die redder. Hoe kan U sê dat hierdie dinge met U gaan gebeur? En Jesus het hom betug. En later, by die vuur, het hy ontken dat hy Jesus ken. 3 keer. So geliefdes, ons moet verstaan, miskien lê die skaamwees maar redelik vlak by sommige mense. En ons moet onsself ondersoek daarvoor. Maar ons moet die waarheid van die woord in ons harte bevestig, sodat ons waaragtig seker is, dit is waarin ons redding gesetel is. Nou in Paulus se tweede brief aan Timoteus raak hy ook die kwessie van skaamwees oor die evangelie aan. En dit is dan ook die deel wat op die keersy van die enkelbladsytjie in die bulletin voorkom. 2 Timoteus 1 van vers 16 tot 17. Nou as julle na daai blaadjie kyk, sal julle sien, die versnommers is soos gewoonlik daar, maar tussenin is daar nommers ingevoeg. En dit is maar net van die dinge waarop ek julle attent wil maak, wat ons nie vandag kan uit totaal, maar sê heeltemal ten volle ontgin nie. Maar ek wil net sê, let op daarna, vat hierdie blaadjie en gaan lees by die huis gerus weer, maar ek gaan na dit verwys.
En ons sien dat in hierdie deel, en dis die nommers waarna ek verwys, Paulus 9 gedagtes oor hoe skaam wees vir my kan word. Skaam wees vir die evangelie vir my kan word. Maar in hierdie deel is daar die 9 nommers wat daar is. Die dinge wat Paulus aan die hand doen, hoe om skaamwees te vermy. En hy skryf aan Timotheus, hy wil Timotheus versterk in sy bediening. En hy sê vir hom, om hierdie rede herinner ek jou daaraan om 1. Die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is, deur die oplegging van my hande. Timotheus, onthou die gawe wat jy ontvang het, om te preek, om die boodskap te bring, om te lewe vir die evangelie. Daardie genadegawe, wat elke gelowige ontvang het. Gaan na vers 7. Want God het ons nie, en hier is die tweede ene, 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Die tweede ding, as jy dit onthou, dat ons nie 'n gees van vreesagtigheid het nie, maar ons behoort as gelowiges die gees van krag en liefde en selfbeheersing te hê. Onthou dit, Timotheus. Onthou die gawe wat jy ontvang het, maar onthou ook die gees wat jy ontvang het. Gaan na vers 8. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my sy gevangene nie. Maar, en dan kom hy by die derde ene, ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God. Met ander woorde, Timotheus, wees bereid om te ly vir die evangelie. Wees bereid om te ly vir die evangelie. Wees bereid om standpunt in te neem en deur jou familie of vriende of wie ook al verguis te word, omdat jy hier die waarheid aanvaar. Wees bereid om te ly, maar ook indien God dan vervolging oor jou sou toelaat of voorskryf, dat jy ook daartoe bereid sal wees. Vers 9, bring ons by die 4:1. God wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus geskenk is. Met ander woorde, onthou, jy die geloof ontvang as 'n geskenk, en dit was nie op grond van iets wat jy gedoen het nie. Dit was God wat hierdie heilige geskenk aan jou gegee het. Vers 10. Maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het, deur die evangelie, waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar onder die heidene. Met ander woorde, Timotheus, jy gaan die boodskap preek, ek preek die boodskap. Wat is die boodskap? Daar die boodskap van redding alleenlik in die verlosser Jesus Christus. Vers 12, die 6de rede. Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie. Hy sê, ek, Paulus, is bereid. Jy, Timotheus, en almal wat hierdie vers lees, moet bereid wees om ook hierdie dinge te ly. Hy herhaal dit met ander woorde, maar hier bring hy dit baie persoonlik. En dan gaan hy verder, want ek weet in wie ek geglo het. Ek weet in wie ek geglo het. En ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Geliefdes, dit is die koor van die gesang wat ons gesing het. Onthou julle dit nog? Gesang 213 wat ons gesing het. Hoe dit klink in die Engels. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. Dis wat ons gesing het, geliefdes.
En wat sê Paulus hier, so die 6de rede is, ek is bereid om te ly. Hoekom? Want ek weet in wie ek my vertroue gestel het. Ek weet in wie ek my vertroue gestel het. Kom ons gaan aan. Vers 13, die 7de ene. Hou as voorbeeld van gesonde woorde die wat jy van my gehoor het, in die geloof en liefde wat in Christus is. En wat sê hy hier? Hou hierdie woord, hierdie waarheid voortdurend voor jou oë. Wat getuig van die geloof wat jy het, gegrond op die redding in Christus Jesus, maar ook op die liefde van God. Daardie liefde van God wat Johannes in Johannes 3 vers 16 beskryf het, oor God se liefde wat so groot was. En dan die 8ste in vers 14. Bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in ons woon. Timotheus, onthou dat God het sy Heilige Gees op die kerk uitgestort. Dit wat ons onlangs gedenk het. Die uitstorting van die Heilige Gees. Wat was die uitstorting van die Heilige Gees? Die geboorte van die kerk van ons Here Jesus Christus. Die geboorte van die kerk van ons Here Jesus Christus. En Timotheus, onthou, jy is deel van daardie kerk. En wie is daardie kerk? En ons gaan nou by besondere beskrywings kom van wie die kerk presies is. Die kerk is al die gelowiges, al die ware gelowiges, wat op hierdie waarheid staan, dat daar redding alleenlik deur geloof in Christus Jesus is. Dit is die pand wat ons ontvang het. Daardie pand van trou, dit verwys, dis dieselfde woord wat ons sou gebruik vir 'n trouring, 'n pand. Ons beloof trou aan mekaar in die huwelik. God beloof trou aan ons as die bruid van Christus. En dit is die pand waarna hy ons is God se kinders in Christus Jesus. Ons is die bruid van Christus in Jesus Christus. En ons het die pand ontvang. En wat is die pand? Die Heilige Gees wat hy op die kerk uitgestort het. En dan is daar nog ene, en hierdie ene is by implikasie in vers 15. En hier verwys hy na 'n insident wat gebeur het, waar hy vir Timotheus sê, jy weet, dit dat almal wat in Asie is, hulle van my afgekeer het, weggedraai het, onder wie Phygellus en Hermogenes is. Wat is die feit wat hy daar noem? En dit is die 9de ene waarna ek wil verwys. Dat in hierdie lewe, in hierdie geloof, daar mense gaan wees wat van jou gaan wegdraai, omdat hulle nie die evangelie wil hoor nie. Jou lewe is 'n aanklag teen hulle. Jou lewe, en as jy getuig van God en sy genade, sy reddende genade in die evangelie, is 'n aanklag teen hulle, wat hulle nie wil hoor nie. Hulle wil niks daarvan weet nie. En hulle gaan jou vermy, of hulle gaan jou openlik verwerp. Maar dit is die 9de ding wat jy moet bereid wees om te verstaan in die eerste plek. Maar ook te beleef. Daar is mense wat hulle van jou gaan afsny. En kyk dan na die volgende vers 16. Mag die Here aan die huis van Onesiphorus, dis nie die 3de persoon dat daar genoem word, barmhartigheid bewys, want hy het my dikwels verkoop, en hom oor my kettinge nie geskaam nie. Maar toe hy in Rome gekom het, het hy my baie ywerig gesoek en gevind. Met ander woorde, hy het aan Paulus genade bewys, toe hy hom besoek het en wat hy ook al vir hom geneem het en aan hom geminister het. Maar met ander woorde, hierdie is die 9 dinge wat in hierdie kort deeltjie maar is, wat ons as gelowiges moet bereid wees om te aanvaar
En ons moet dit aanvaar en ons moet daardeur werk. Dit is uit die woord van die Here en dit is wat Paulus gebruik om vir Timotheus aan te moedig, krag te gee, te bemoedig en te sê, maar in hierdie dinge sal jy in die lewe krag vind, as jy na hierdie dinge kyk. So gaan lees gerus weer daardie teksdeel, met daardie nommers, en vind die krag van die woord van God daarin. Maar dan ook is daar verdere bemoediging vir die gelowiges, ook in die brief aan die Hebreërs. Ons lees in Hebreërs 2 vers 11 tot 13, Hebreërs 2 vers 11, want hy wat heilig maak, dit is Jesus Christus, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede skaam hy, dit is Jesus, hom nie. Om hierdie rede, wat 'n rede? Omdat ons een is, almal uit God die Vader, skaam Jesus hom nie om hulle broeders te noem nie. Gebroeders is die goeie woord, die versameling van broers en susters, Engels brethren, om hulle broeders en susters te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die middel van die gemeente sal ek u prys, en verder, ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek, en die kinders wat God my gegee het. So 'n bemoedigende deel hierdie, geliefdes. Hier word dit onlosmaaklik vasgeknoop, dat die gelowige die kind van God die Vader is. Dat hy 'n broer in Christus is. Dat ons broers en susters in Christus is. Dat ons deel is van sy liggaam. Dat ons syne is. Maar dan wil ek nie dat, ek het dit nou genoem, maar dink net vir 'n oomblik daaraan. Hoe wonderbaarlik is dit, dat Jesus Christus, die Seun van God, ons, sy broers en susters noem. Wat het daardie groot transformasie laat plaasvind? Hier was ons, een oomblik nog, sondaars, ongeredde sondaars. En die volgende oomblik word ons getransformeer, ons word wedergebore, dis die beter terminologie, ons word wedergebore tot kinders van die allerheiligste God. Besef ons waarlik wat dit beteken. Want wat Jesus hierdeur doen en wat hy hier noem dan ook, is, hy oorwin nie net die sonde en die dood, en hy bedek ons nie net met sy heiligheid nie. Hy doen meer as dit. Hy maak ons mede-erfgename van Christus, soos wat Paulus in Romeine 8 vers 17 dit skryf. Mede-erfgename van Christus. Ons gaan ons erfdeel van God die Vader ontvang. Ons erfdeel in sy koninkryk. En hy gaan ons, en hy gaan nog verder, met sy heiligheid beklee, want ons is wedergebore kinders van die Allerhoogste. En dan sê hierdie deel in Hebreërs, Jesus skaam hom nie daaroor, oor wat hy gedoen het nie. Want dit was volmaak. Dit was volmaak, dit was heilig, dit was 'n heilige belewenis. En daardeur trek hy ons in en maak hy ons, waar ons dan voor God staan in Christus, maak hy ons ook heilig, want sy heiligheid bedek ons. Sy heiligheid bedek ons. Daar's geen manier hoe enigiemand voor God kan staan en daar's nog 'n skreefie van sonde in hom nie. Want wat Jesus gedoen het, was volmaakte heiligheid. En hy bedek ons met daardie volmaakte heiligheid. En dit is die enigste rede hoekom ons voor hom kan staan. So die oomblik wanneer ons sou oorweeg om in eie krag, om vir God te sê, wel, ons was daarom nie heeltemal so sleg nie.
Ons het daar 'n paar dingetjies gedoen, ook in die kerk, wat soort van meritepunte vir ons behoort te wees. Ons was so getrou, ons was dit, ons het dit gedoen, dit was my ministerie in die kerk, en ek was nie so sleg soos baie ander nie. So kan ons argumente opstapel, maar geliefdes, ons mag nooit daar gaan nie, want ons moet een ding verstaan, niks en niemand kan met enige argument kom, behalwe die heiligheid van Jesus Christus, wat ons bedek om voor God die Vader in sy heiligheid te staan. Net dit alleen. As nog 'n wonderlike teksvers in Hebreërs 11. Hebreërs 11 vers 13 tot 16. Nou onthou dat Hebreërs 11 is daar die wonderbaarlike hoofstuk oor die geloofshelde, oor almal wat Oud-testamentiese en dan ook later die byvoeging ook ander geloofshelde beskryf. Hebreërs 11 vers 13 tot 16. En nou verwys die skrywer van die Hebreërsbrief na die geloofshelde. In die geloof het hulle, dis daar die geloofshelde, almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Maar die Oud-testamentiese geloofshelde, daardie mense wat daar by name genoem word, was Oud-testamentiese Christene, as ons dit so wil stel. Hulle het vooruit na die koms van die Messias gekyk en daarin geglo, en op grond van hulle vooruit geloof, as ek dit so kan stel, is hulle gered. En dit is waarna die skrywer hier verwys. Hulle het nooit Jesus self aanskou nie. Hulle het nooit die voorreg gehad om die Bybel in hulle hande te hê waar getuig word van die koms van Christus nie. Hy sê hulle het almal gesterwe sonder om die belofte aan die Messias wat sou kom te verkry. Hulle het dit nooit beleef nie. Maar hulle het dit uit die verte gesien, daar uit die Ou Testament, en geglo dat hy sou kom, en begroet as die waarheid, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners maar hulle het besef, ons geloof in die Messias plaas ons afsonderlik van hierdie wêreld en sy boosheid. Daarom sê hy, is hulle vreemdelinge en bywoners op aarde, soos wat ons is. Soos wat ons as gelowiges moet verstaan ons is. Vers 14, want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En geliefdes, is dit nie die verlange van ware gelowiges nie? Om by God die Vader te wees, om in die huis van ons Vader te wees. Ons verlang na daardie vaderland. Vers 16, maar nou verlang hulle na 'n beter ene. Die Oud-testamentiese profete, gelowiges, het na 'n vaderland verlang, wat 'n fisiese vaderland was, die Israel, wat wel gekom het, maar nou verlang hulle na 'n beter ene, en dit is 'n hemelse vaderland. En dan staan daar weer daardie wonderbaarlike woorde, daarom skaam God hom nie vir hulle, om hulle God te noem, om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Hy het vir hulle 'n stad berei. Een van die kommentators het die volgende hieroor geskryf, en ek gaan dit aanhaal uit sy kommentaar. These heroes of the faith were quite happy to be strangers and exiles on the earth. They had few rights, even by the standards of that day. They were treated like exiles, pilgrims, and sojourners. Ons sal vandag sê illegal aliens. Ons weet wat dit is. They were refugees in their own promised land. But they understood that they were passing through Canaan
to a better place, and they did not mind. En dan sê die volgende ook, the most positive thing about our faith is not what we can see or hold or measure, but the promise that one day we will be forever with the Lord. Daardie vaderland waarna ons verlang. Maar dan is daar ook 'n indictment, veroordeling. Hy sê, Christians whose faith does not extend to heaven, nou wat nie na die hemel verlang nie, have their eyes on the things of this world, and they wonder why they are not happier in the Lord. As ons fokus hierdie wêreld is, en soos ons weet, soos daar baie, veral in die charismatiese geleedere kerke is wat sê, hier die wêreld is nou, God wil ons hier alles gee wat vir ons die lewe die moeite werd gemaak. Maar dit was nooit 'n belofte van God nie. En Jesus in die besonderheid gesê, in hierdie wêreld gaan julle vervolging beleef. Not our best life now, glad niks van daarin nie. Ons oë is op die hemel en ons Vader se huis daar. Nothing in this life, including God's most abundantly earthly blessings, will give a believer the satisfaction and joy that come with absolute assurance of future glory. David declared in Psalm 27 verse 4, one thing I have asked from the Lord, and that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord. Maar dan gaan hy ook na Job toe en hy sê, Job, after unbelievable trials, destitution and illness, said in Job 19 verse 25 and 26, as for me, I know that my Redeemer lives, and at the last he will take his stand on the earth. And even after my skin is destroyed, yet from my flesh I shall see God. En hy sluit dan hierdie opmerking af, hy sê, this is the hope and the security of the believer, the absolute positiveness of our faith. Maar wat sien ons hierso? Die familieverband met God word bevestig. God is ons Vader en in Christus Jesus is ons sy broers en susters, maar kinders van die Vader. Is 'n heilige verbintenis, want dit is in God geanker en as dit in God geanker is dit 'n heilige verbintenis. En daarom juis moet ons dan as gelowiges en as kerk jaloers wees op hoe ons as gelowiges lewe. Ons moet jaloers wees dat ons getuienis in die wêreld 'n getuienis is van die reddende krag van God. Die genade wat na ons toe gekom het en ons moet die wêreld laat verstaan, dis nie redding wat ons verdien het deur ons goedheid of so iets nie. Dit was genade wat na ons gekom het in Jesus Christus. En daarom kan ons hulle dan aanmoedig om die Here te soek terwyl hy nog te vinde is. Maar mag ons lewens dan daardie aansporing wees om te sê, soek die Here. Dit is die saadjie wat God gebruik. Dit moet ons werklikheid wees. Maar dit beteken ook dat ons verwantskap met mekaar verstaan en ons verwantskap met die kerk in die algemeen moet verstaan. En ons moet verstaan dat sover God betref, dit is hoe hy na ons kyk. As God na die gelowige kyk, sien hy nie 'n gelowige wat struikel en soms val in die wêreld nie. Soms 'n geloofstryd het nie. En by geleentheid in die sonde verval nie. God kyk na ons as sy kinders geliefdes, sy kinders.
En ons wat ouers is weet, wat is daar wat ons van ons liefde vir ons kinders kan skei? Wel, eintlik is daar net een en dit is ons liefde vir God. Maar ook daarin is daar nog 'n stryd aan die gang en is ons besig om ook daarin te stry, sodat dit ook die waarheid kan word. Maar ons weet, dat in hierdie wêreld, daar niks is wat ons liefde van ons kinders kan afsny nie. En dit is hoe God na ons kyk. Hy sien nie die sondige Jan en Piet en Koos en Anna en Maria nie. Hy sien my kind. My kind wat in hierdie wêreld 'n stryd het om te bestaan. Ook 'n geloofstryd dalk begaan, besig daarmee is. My kind, wat ek kan sien hoe hy sukkel. Dis my kind daarie. Dis my kind. God kyk na ons op daardie manier. Ons as aardse ouers beleef dit maar ten dele, maar hy, ons hemelse Vader, is die volmaakte Vader. En daarom noem Paulus hom in 2 Korintiërs 1 vers 3, 2 Korintiërs 1 vers 3, skryf Paulus, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Ook Dawid in Psalm 103 vers 13 tot 18, wonderlike troos daarin, Psalm 103 vers 13 tot 18, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is, maar dat ons swak is, God neem dit in ag. Maar hy kyk na die hart, en hy is tevrede met die hart wat hom wil dien en hom wil gehoorsaam. Vers 15 van Psalm 103, die mens, soos die gras is sy daar, soos 'n blom van die veld, so bloei hy kom tot blom. Maar as die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders, dit wil sê ook vir die nageslag, vir die wat sy verbond hou, en aan sy bevele dink om die te doen. Kyk net na hierdie wonderlike belofte. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees, die gelowiges. En sy geregtigheid gaan ook na die volgende geslag. Vir die wat hom vrees, gaan dit ook na die volgende geslag. So geliefdes, vir die hier en die nou, vir ons lewe in hierdie tydsgewrig, is ons grootste vertroosting dan te vind in die woorde van Jesus in Johannes 14, daar die wonderbaarlike verse wat Jesus tot sy disippels gespreek het, van die laastes wat hy tot hulle gerig het, volgens Johannes. Johannes 14 vers 1 tot 3, laat julle harte nie ontstel word nie. Maar ek het nou vir julle gesê, ek gaan julle verlaat en ek gaan na die Vader en alles wat ek gaan doen. Laat julle harte nie ontstel word. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, en as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan
om vir julle plek te berei. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, en hier is een van daardie vaste beloftes van die wegraping, kom ek weer en sal julle na my toeneem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar is dit? In die huis van ons Vader. Jesus sê, ek gaan kom om julle te kom haal om by my te wees. Dit is die groot verlange. Dis die groot verlange. En so sien ons dan, geliefdes, God het in sy ontfermende liefde hierdie waarhede oor homself en sy koninkryk geopenbaar. En my gebed is dat ons dit sal aangryp en ons eie maak en ons nooit ooit daaroor sal skaam nie, want dit is die krag tot redding vir elkeen wat glo en ook vir ons. En ek gaan afsluit met 'n aanhaling van Alistair Begg in sy afskeidspreek verlede Sondag aan sy gemeente, waar hy die volgende gesê het: God is always, in every place, at every point of time, in every circumstance, in every need, always God. God is die onveranderlike God en hy is altyd daar. En hy is altyd ons Vader. En ons kan altyd na hom toe gaan. Hoor weer wat hy sê. God is always in every place, at every point of time, in every circumstance, in every need, always God. And God, because of who he is sufficient for every season of life. God is sufficient for every season of life. En of jy nou jonk is, of jy nou oud is, God is daar vir jou om in jou behoeftes te voorsien. He is sufficient for every responsibility that he entrusts to us. He is sufficient for all of our needs. En dan sluit hy af met hierdie woorde. And he keeps all of his promises. And he keeps all of his promises. Wat meer het ons nodig in hierdie lewe? Hoekom sal ons heil by die wêreld gaan soek? Ons praat van die dinge wat ewigheidswaarde het, wat ook daardie dag wanneer ons op ons doodsbed lê, die waarheid gaan wees waar volgens ons gaan sterwe. Hierdie waarheid. En almal gaan volgens hierdie waarheid sterwe. Daar's nie 'n ander ene nie. Daar's nie 'n derde waarheid nie. Dis nie God se waarheid, die wêreld se waarheid en dan nog tussenin so ietsie nie. Daarom is kompromis nie moontlik vir die gelowige nie. Daarom vra ek weer, hoekom sal ons belange in die wêreld gaan soek? Ons vertroosting en bemoediging, ons voortgang in die wêreld gaan soek. God is always in every place, at every point of time, in every circumstance, in every need, always God. En nou voeg ons by, always God, our Father. Our Father. Mag die Here hierdie woord aan elkeen van ons seën. Kyk na die bulletin, ons stadige sang wat ek vandag graag aan julle wil bekendstel.